Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede. Hierdie is episode 39. Ons kyk vandag 'n bietjie na priemfaktorisering. Ek gaan vir julle so 'n paar cheat codes gee vir die storie. Ding is, wat ek wil hê julle moet besef is die eerste 5 priemgetalle is 2, 3, 5, 7 en 11. En hulle is jou sleutel vir basies alles wat jy op skool doen. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons vat hierdie en ons skuif dit net gou-gou een kant toe. Daar's hy. Kom ek doen gou-gou vir julle 'n voorbeeld van priemfaktorisering. Kom ons kyk na iets soos 90. Reg? Jy begin altyd by jou kleinste priemgetal. Is hierdie ding deelbaar deur 2? Dis 'n ewige getal, so ja, dit is. Reg? Wat is dan wat oorbly as jy nou die ding as jy nou 90 deur 2 gedeel het? Dit is 45. 45 is nie 'n ewige getal nie. Kan 3 in 45 ingaan? En hier is waar ek vir jou eerste cheat code gaan gee. As jy wil kyk of 3 in enige getal ingaan, dan vat jy daai getal en jy skryf hom. Jy vat jou syfers van die getal en jy sprei hulle uit. Jy skryf 'n plus tussenin elkeen en jy gaan sit dit bymekaar. En as jou resultaat deelbaar is deur 3, dan weet jy die hele ding is deelbaar deur 3. Om 'n groter voorbeeld van dit te gee, dink aan iets soos 996. Is dit deelbaar deur 3? Kom ons gaan kyk. Dit is 9 plus 9 plus 6 is gelyk aan. Dit is 18, 19, 20, dit is 24 en ja, ons weet 24 is deelbaar deur 3 en deur net aan ons maaltafel te dink, so jy weet klaar, daai ding is deelbaar deur 3. Reg? Nou gaan ons aan hierso. En daarso het ons nou 45 gedeel deur 3, wat oorbly is 15. Nog steeds, meeste mense gaan nou die fout maak en hulle gaan nou 5 daar probeer insit. Nee, jy bly by jou kleinste priemgetal. Reg, 15 is deelbaar deur 3, ons weet dit is 3 en dan bly 5 oor. En hierso het jy nou net priemgetalle en dit is jou priemfaktorisering. Met ander woorde, die priemfaktorisering van 90 is 2 maal 3 maal 3 maal 5. Daar's hy. En as jy daai sommetjie gaan doen, gaan jy 90 kry. Kom ons kyk na 'n ander ene. Wat van 126? Kom ons kyk. Ja, dis 'n ewige getal. Ons kan deur 2 deel en wat oorbly is 63. 63 is 'n deelbaar deur 3. Gaan kyk 'n bietjie. Wat is dit? 6 plus 3? Daar's 'n ja, dit is so 3. En wat kry ons as ons dit gedoen het? Ons kry 21. Weer 'n keer, 21 is 'n deelbaar deur 3. Gaan kyk daarna. 2 plus 1 is 3. Met ander woorde, dis deelbaar deur 3. En dan het ons 7 oor. En daar's ons priemgetalle dan. 2, 3, 3, 7. So daai is 2 maal 3 maal 3 maal 7. En dan een laaste een. 132. En ja, dit is 'n ewige getal. Ons kan 2 doen en dan gaan ons en dit gee vir ons wat 66. Dis weer 'n keer deelbaar deur 2 en dit gee vir ons 33. 33 is deelbaar deur 3. Daar sy. En dit gee vir ons 11. En daar is jou priemgetalle dan. Dit is 2 maal 2 maal 3 maal 11. Reg. Nou, julle het klaar die cheat code vir 2. Dit is enige ewige getal is deelbaar deur 2. Die cheat code vir 3 is soos wat ek hierso vir julle gewys het. Dit is die som
van syferwaardes, Vir 5 is dit enige getal wat in 0 of 5 eindig. Daar is jou cheat code. Vir 7 en 11 is dit 'n bietjie meer kompleks, maar ek sal nou vir julle wys. Kyk 'n bietjie na hierdie. Ek kan nou al klaar vir jou sê 91 is deelbaar deur 7. Hoekom kan ek dit sê? Want jy vat jou laaste syfer en jy verdubbel dit. Met ander woorde, in die geval is dit 2. En dan vat jy die res van jou getal en jy trek daai af. 9 minus 2 is 7. En as jou antwoord deelbaar is deur 7 of dit is 0, dan weet jy dat wat ook al jou getal is wat jy het, is dan deelbaar deur 7. Kom ons doen 'n bietjie groter voorbeeld. Vat iets soos 1043. Reg? Ons vat die laaste getal en ons verdubbel dit. Dit is 6 en dan vat ons die res van die getal en ons gebruik dit as 'n waarde en ons gaan doen ons aftrekking en dit gee vir ons 98. Nou, ons kan nie reg sien of 98 deelbaar is deur 7 nie, so ons gaan doen dit weer 'n keer. Reg? En ons gaan sê, okay, wat is 8 as ons dit verdubbel? Dit is 16 en dan sit ons 9 neer. Wat is 9 minus 16? Dit is minus 7. Minus 7 is deelbaar deur 7, so ons weet, daai getal is deelbaar deur 7. Nou weet julle wat die proses is om te toets of iets deelbaar is deur 7. Reg? So jy kan dit gebruik wanneer jy jou primfaktorisering doen. Verskoon my. Die laaste een wat ek vir julle wil gee is 11. 11 is 'n bietjie meer interessant, maar hier's 'n manier waarop jy kan toets of 'n ding deelbaar is deur 11 en dit maak nie saak hoe lank die getal is nie. Wat jy doen is jy gaan kyk na, kom ons kyk na iets soos 2607. Jy skryf jou eerste getal neer, jou eerste syfer en jy begin met 'n minus. Dan skryf jy die tweede een neer. Dan doen jy 'n plus. Dan skryf jy die derde een neer. Dan skryf jy 'n minus. Dan skryf jy jou laaste een neer. Wat jy doen is jy vat hierdie, jy begin by minus, die volgende een is 'n plus, die volgende is 'n minus, die volgende een is 'n plus, die volgende is 'n minus en dan gaan jy en jy gaan werk daai sommetjie uit. En soos wat jy nou hierso sal kry, daai gee vir ons minus 4, minus 7 en dit gee vir ons in totaal minus 11. Minus 11 is deelbaar deur 11, so, maar hierso ook, as jy 'n 0 kry of jy kry iets wat deelbaar is deur 11, dan weet jy. Om vir jou 'n voorbeeld te gee van waar jy sal 0 kry, is vat iets soos 99. Doen nou daai sommetjie, 9 minus 9 is gelyk aan 0. Jy weet 99 is deelbaar deur 0. Reg? Daai is jou cheat codes wat jy gebruik by primfaktorisering. Daar's 'n ander ding wat ek vir julle wil uitwys. Kyk na hierdie voorbeelde wat ek gedoen het. Weet julle hoekom dit is dat jy op skool, wanneer jy 'n vraestel kry en hulle vra vir jou om hierdie primfaktorisering ding te doen? Dis verskriklik min dat hulle vir jou 'n onewe getal gaan gee. En nou gaan ek vir jou wys hoekom. Want as jy gaan kyk na iets soos 91, reg? 91 is 'n onewe getal, dit is nie deelbaar deur 2 nie. Kan dit deur 3 gedeel word? Kom ons gaan kyk. 9 plus 1 is 10. 10 is nie deelbaar deur 3 nie, so jy kan nie 3 daar gebruik nie. Kan jy 5 gebruik? Nee, jy kan nie. Kan jy 7 gebruik? Ons het vroeër die toets gedoen vir 91. Daar sê jy weet jy kan 7 gebruik. Reg. Wat is
Wat bly oor? Dis 21 dan wat oorbly nadat jy dit gedoen het. En dan kry jy 21 is deelbaar deur 3 en dan het jy 7. Daar sy. Met ander woorde, daai ene se priemfaktorisering is 7 maal 7 maal 3. Maar sien julle hoe kort hierdie lysie is? Kom ek wys vir julle nog een. Probeer 99. Daai is nou 'n onewe getal. Ons weet hy is deelbaar deur 3. Reg? En wat oorbly? Daarso is 33. Dis wat dan nadat jy 'n deling gedoen het. 33 is deelbaar deur 3 en dit gee vir jou 11. Sien julle hoe kort is hierdie lysies wanneer jy werk met 'n onewe getal? Daar's verskriklik baie goeie redes daarvoor, maar dis hoekom jy dit verskriklik min in 'n eksamen sal sien. Want vat iets soos 93. Ons weet 3 is daar en dit gee vir jou 31. En daai is al klaar weer 'n priemgetal. 31 is 'n priemgetal. Wanneer jy werk met onewe getalle, dan gaan jy verskriklik vinnig by daai scenario uitkom waar jy net onmiddellik 2 priemgetalle het. En wat hulle eintlik toets in 'n eksamen is hulle toets of jy die prosedure kan volg. So hulle wil hê jy moet tyd spandeer aan die prosedure. Met onewe getalle is dit jy's verskriklik vinnig klaar. Reg. So, hierdie was priemfaktorisering met 'n paar cheat codes wat jy sommer vinnig kan gebruik. En ek weet baie van julle dink priemfaktorisering is nie belangrik nie en dit is jy sien dit nie regtig na skool nie. Jy's nie verkeerd nie. Jy is nie verkeerd nie, maar jy sal sien wanneer ons kom by 'n grootste gemeene faktor en kleinste gemeene veelvoud dat ons hierdie gebruik om daai van onsself makliker te maak. Ek sê weer 'n keer vir julle, dis hoekom ek hierdie episodes in hierdie volgorde doen, sodat ons by hierdie goed doen voordat jy by daai goed uitkom. Reg, hierdie was dan wiskunde in woede, episode 39. Ek sien julle in die volgende een. Totsiens.